Goeiedag en baie welkom by vandag se videoles in statistiek. In vandag se video gaan ons kyk na spreidingsdiagramme sowel as na die regressielyn. Nou spreidingsdiagramme word gebruik om 'n verwantskap tussen twee dataversamelings aan te toon en dit word gedoen deur middel van koördinate. So jy gaan die een veranderlik of die een verwantskap op die x-as plaas en die ander een op die y-as. Hierdie verwantskap of hierdie spreidingsdiagramme kan positief of negatief van aard wees. Ons onderskei tussen 'n lineêre verwantskap, 'n kwadratiese verwantskap of selfs 'n eksponensiële verwantskap. Die mate van spreiding of die digtheid van hierdie data word beskryf deur korrelasie, oftewel die simbool R. So dis 'n lekker manier om dit te onthou. Dit lyk soos korreltjies wat jy geteken het, so vandaar die woord korrelasie. Nou hierdie waarde R is 'n waarde wat lê tussen -1 en +1. So as R gelyk is aan 0, dan is daar geen korrelasie nie, met ander woorde geen verwantskap in die data nie. As R nou byvoorbeeld 0,7 is, dan sien ons het te make met 'n lineêr en nou is 'n positief en hy is matig sterk. Hoe nader hy aan die 1 kom, met ander woorde hier sien ons is 'n 0,9, hoe sterker word jou verwantskap. So hier het ons 'n lineêr positief sterk. Wanneer R nou 'n negatiewe waarde vat, dan kry ons die negatief. So hierso sien ons is dit 'n negatief 0,7 waarde vir R. Met ander woorde, dis lineêr, negatief en matig sterk. So ons korrelasiekoëffisiënt R kan ons in hierdie volgende tabel so 'n bietjie verduidelik hoe dit werk. So die 0 is waar ons 'n geen verwantskap het nie. Al ons positiewe waardes verwys na 'n positiewe verwantskap en al ons negatiewe waardes verwys na 'n negatiewe verwantskap. So hoe nader jy aan hetsy die positief 1 of die negatief 1 kom, hoe sterker word daardie spesifieke verwantskap. En hoe nader ons aan die 0 beweeg, hoe swakker is daardie verwantskap. Die lyn van beste passing of die regressielyn is 'n lyn wat ons nou op hierdie spreidingsdiagram gaan teken. Nou hierdie lyn is waar min of meer dieselfde aantal datapunte bo en onder die lyn voorkom. So daar kan jy nou reeds sien, het ek met die rooi vir jou aangedui, die lyn van beste passing. So hierdie lyn van beste passing help ons ook om makliker te kan raak sien watse tipe verwantskap het ons. Het ons 'n lineêr, 'n kwadraties of 'n eksponensiële verwantskap. Punte, so dit kan een of meer punt wees, wat baie ver van die ander punte en van die regressielyn is, word beskou as 'n uitskieter of as daar meer as een is uitskieters. Die vergelyking van die regressielyn word bepaal deur middel van die kleinste kwadrate metode. Met ander woorde, die som van die kwadrate van die vertikale afstande. So die vertikale afstand is tussen die punt en die lyn. Daai afstand word gekwadreer en dan al daai afstande tussen al die punte en die lyn word dan bymekaar geplus en dan word dit geminimaliseer. En op die ou end gaan dit dan vir ons die vergelyking kan gee. Nou, as die datapunte presies was, sou al hierdie punte presies op daai rooi lyn grafiek gewees het en die afstande dis 0. So hoe swakker die passing is, hoe groter is die afstande tussen die punt en die lyn. Die vergelyking van die regressielyn word gegee deur die kappie y is gelyk aan a plus bx. Soortgelyk nogal aan die lineêre funksie y is gelyk aan mx plus c wat jy reeds ken. Met ander woorde, in hierdie geval gee die a dus nou die y-afsnit en b gee die gradiënt van die lyn. Hierdie regressielyn moet dan ook baie spesifiek
deur die punt streep x streep y gaan. Met ander woorde, deur die gemiddeld van x en die gemiddeld van y. En dit is noodsaaklik, uiters belangrik, dat jy hierdie punt ook wel op die skets sal aandui. Kom ons kyk nou na 'n voorbeeld om al hierdie werk wat ons gedoen het vir jou mooi uiteen te sit. Nou in hierdie tabel word die temperature op verskillende dae getoon teenoor die IV-indekswaardes op daardie selfde dae. Ons moet die volgende gaan doen. Ons moet 'n spreidingsdiagram teken. Ons moet 'n lyn van beste passing of die regressielyn gaan teken. Dan moet ons die verwantskap beskryf tussen hierdie twee datatipes en laastens moet ons enige uitskieters gaan identifiseer. Nou ongelukkig word daar nie altyd in die datatabelle vir ons aangedui watter veranderlike op watter as voorgestel moet word nie. Dus, as 'n wenk wil ek die volgende voorstel, want hierdie is in meeste gevalle die wyse waar volgens amptelike memos van vraestelle opgestel word. Indien die data in 'n vertikale tabel voorgestel word, kan jy die eerste kolom jou x-as maak en die tweede kolom jou y-as. Indien die data in 'n horisontale tabel voorgestel word, kan jy die boonste ry op die x-as voorstel en die tweede ry op die y-as. So ons moet nou eerstens begin om 'n spreidingsdiagram te teken en vir dit het jy 'n gepaste assestelsel nodig. So jy kies vir jouself 'n assestelsel en jy besluit uit hierdie tabel uit wat jy jou x en wat jy jou y-waardes gaan maak. Nou ek het besluit om my x-as, my temperatuur wat in grade Celsius gemeet is te maak en my y-as is dan die IV en indeks. So, nou gaan ons gebruik die 20, gaan ons dan x-waarde wees en die 4 is ons y-waarde. So ons eerste koördinaat wat ons wil gaan teken is dan die koördinatepunt 20,4. En so gaan jy nou vir elkeen van daardie waardes dit gaan voorstel op hierdie assestelsel en dan kry jy op die ou end dat jy jou grafiek volledig het en dat dit as volg lyk. Goed, so nou dat jy die grafiek mooi het, is ons volgende vraag, is dat ons nou graag die regressielyn hierop wil gaan teken. Nou vir die regressielyn gaan jy daai tabel weer eens gebruik en dan gaan jy ook jou sakrekenaar gebruik. Eerstens, onthou om jou sakrekenaar se geheue skoon te maak, so dis weer die Shift 9,3 is gelyk aan AC. Nou wil jy in eers in statistiek mode inkom, so mode, en dan kies jy die opsie 2 vir stat. Nou, omdat ons nou met twee datatipes gaan werk, gaan jy nou daai opsie 2, daai A plus BX kies. En jy gaan sommer sien, dit lyk klaar soos daai vergelyking wat ons nou gaan uitwerk. So ons kies 2, en dan gee jy dadelik vir ons die 2 kolomme. So hier is dit nou belangrik dat jy moet onthou, wat het jy besluit, gaan jy jou X maak, en wat gaan jy jou Y maak. So ons het gesê, ons gaan ons temperatuur, wat in grade Celsius is, ons X-waardes maak. So kom ons sleutel al daardie waardes in. So ons begin by 20 en onthou na elke waarde gaan druk jy is gelyk aan. Volgende ene was 25 en so kan jy dan nou almal gaan insleutel. 36, 32, 16, 28, 38, 34 en laastens die 26. Om die y-kolom te doen, gaan jy een pyltjie af, een pyltjie regs en dan is jy in jou y-kolom, so jy sal sien hy het outomaties 'n 0 ingesit. Kom ons vervang dit nou. Die eerste getal was 'n 4 wat ons IV-indeks was, is gelyk aan 6 is gelyk aan 11, 9, 3, 7, 12, 5 en die 7. Onthou om elke keer is gelyk aan te tik, selfs ook na jou laaste ene. Goed, nou kan jy op AC gaan klik, want nou is al jou data gestoor en nou kan ons begin om die data te verwerk.
Nou om dit te doen, gaan ons sê shift 1. En nou gaan jy sien, hier kry ons nou 'n ekstra opsie, daai nommer 5 reg vir regressie, wat ons dan nog nie van tevore in ons statistiek mode gehad het nie. En is nou juist by hierdie opsie waar ons nou die waardes gaan kry wat ons soek. So, ons gaan kies opsie 5 en dan gaan jy nou hierso sien, kry ons 1 is waar ons A waarde gaan kry, vir opsie 2 gaan ons B waarde kry en vir opsie 3 is waar ons R waarde gaan kry. Opsie 4 en opsie 5 gaan jy in matriek meer leer oor hoe om dit te benut. So, kom ons kry ons A waarde, so 1 is gelyk aan, en dan kry ons die minus 2,809, wat ons kan afrond na minus 2,81. Om die B-waarde te kry, weer shift 1, kies weer opsie 5, en nou gaan ons opsie 2 kies, onthou om te sê is gelyk aan, en hier kry ons dan die 0,35. So nou kan jy hierdie twee waardes in jou vergelyking gaan invervang, en dan het jy jou vergelyking of jou regressielyn wat ons dan net nou gaan gebruik. Kom ons kry sommer gou ook ons R-waarde, wat een van die vrae was, wat ons ook moet gaan oor meer terugvoer gee. So om dit te doen, shift 1, 5, en dan kies ons nou vir opsie 3, is gelyk aan, en ons R-waarde of ons korrelasiekoëffisiënt is 0,84. Nou ek weet julle wonder oor wat die kappie op die y nou eintlik beteken. Nou die rede vir die kappie is omdat hierdie y in die vergelyking 'n geskatte waarde is en dis nie 'n akkurate datapunt nie. Met ander woorde, ons kan dus nou enige x-waarde gaan kies en met behulp van die vergelyking gaan skat wat die y-waarde sou wees. En natuurlik kan ons dit omgekeerd ook doen. Jy sal egter in graad 12 meer in detail hiermee werk. Nou soos reeds genoem, is 'n belangrike punt vir die skets van die lyn, die gemiddeld x en gemiddeld y, streep x, streep y punt. Om dit te kry, moet jy op jou sakrekenaar nou die volgende gaan doen. Druk weer AC, shift 1, en nou gaan kies ons 4 var, waar ons nog altyd die gemiddeld gekry het, en dan nommer 2 vir streep x, is gelyk aan, en dan kry jy die 28,33, druk weer AC shift 1, kies weer eens nommer 4, en vir streep y kies jy nommer 5, en sê is gelyk aan, en dan het jy nou jou streep y, en dit geef ons 7,11, en dit is dan, beteken jou punt is dan 28,33, 7,11. Nou, om 'n grafiek, 'n reguit lyn te skets, hierdie regressielyn, het jy ten minste 2 punte nodig, wat jy dan met jou liniaal kan verbind. Nou, die een punt moet 'n afsnit wees, en die ander punt moet dan nou hierdie streep x, streep y punt wees. Nou, die maklike manier om te bepaal vir die afsnit, as jou A-waarde in jou regressievergelyking positief is, dan gaan dit 'n y-afsnit wees, en as dit negatief is, dan gaan dit 'n x-afsnit wees. Wanneer dat jy dan die x-afsnit moet bereken, beteken dit dus dan dat jy y moet gelykstel aan 0, en dan die vergelyking moet oplos vir x. As ons dus nou weer na die voorbeeld kyk, het ons gesien dat ons regressievergelyking was 'n negatiewe A-waarde, en daarom het ons 'n x-afsnit bereken, wat afgerond is na 8 toe. Die streep x, streep y punt, wat ons gekry het, wat daai belangrike punt is, waardeur die lyn moet gaan, is 28,33, 7,11, en dit is daai rooi kolletjie op die lyn. So nadat jy daai twee punte het, kon ons na die reguitlyn verbind het, wat vir jou hier op die skets deur die rooi lyn voorgestel is. Die verwantskap waarna ons kyk, die korrelasiekoëffisiënt R, is 0,84, moet ons dan altyd in woorde ook beskryf. En dan is dit belangrik dat jy na 3 aspekte moet gaan beskryf.
Eerstens moet jy iets noem oor die tipe funksie, tweedens die rigting en dan laastens iets oor die sterkte. So in hierdie geval is dit lineêr, positief, redelik sterk. Laastens moet ons bepaal of daar enige uitskieters is. En hier is dit duidelik dat daar een punt is wat ver van die regressielyn en die ander waardes is. Skryf dus dan nou hierdie koördinaat van die punt neer, naamlik 34, 5. Hierdie is eintlik baie lekker werk om te doen, so geniet elke oomblik van hierdie huiswerk. Lekker werk!